Here onse God, ons kan nie anders nie, Here, as om met dankbare harte vanoggend hier by mekaar te wees. In die teenwoordigheid van 'n lewende God, van wie ons al baie dinge bely het, ook met die liedere wat ons gesing het. 'n lewende God wat ons op verskillende maniere die afgelope week ook beleef het. In die geharrwar, in die stilte, in die goeie dankbare oomblikke en ook in die uitdagings. Wat 'n voorreg is dit nie, Here, om vanoggend in U teenwoordigheid te wees en te weet dat U hier is. Wat 'n voorreg is dit nie, Here, om tussen alles wat ons die week gehoor het en gelees het, hier te kan wees om te hoor dat U ons liefhet. Dat U die hoop is waarmee ons hierdie week kan ingaan. Dat U 'n God van genade is, wat U oor ons ontferm. En daarom is dit nou my gebed, Here, dat U ook nou ons harte en gedagtes vir hierdie paar oomblikke sal kom vasvang. Help ons, Here, om te hoor wat dit is wat U vir ons wil sê. Maar help ons dan ook om ons etiket as kind van God te gaan uitleef. Seën nou ons saam wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, net so een opmerking nog rondom die Modderhameen vergadering. Ek is nou 'n hele paar jaar al daar betrokke, as voorsitter van die ring. Dis maar hoe jy daar betrokke raak. Elkeen van die ringe moet uiteindelik daar 'n verteenwoordiger hê. So in 2018 al, so lank terug as 2018, met die droogte het hulle op 'n stadium met ons so oefening gehad in die vergadering om heel aan die begin moet jy sommer sê, hoe gaan dit daar in jou omgewing? Nou, ons omgewing is redelik wyd. As jy nou dink, dit strek van Citrusdal af tot in Calvinia en tot in Nieuwerus. So dis partymal bietjie moeilik om nou verslag te gee van hoe gaan dit in die omgewing. Maar 2018 was dit eintlik maklik om verslag te gee. Jy het net gesê dit gaan moeilik. Toe kom 2020, 2021 en ons is weer by die vergadering en ek onthou nog dat ek die dag gesê het, kerels, ons het nog steeds moeilikheid, want nou is die dam leeg en die kelder is vol. Julle onthou daai jaar. So ons het mekaar aangemoedig, spaar water, drink wyn. Jy weet, so iets van ons moet die besigheid red wat te redde is. So Dinsdagoggend begin ons en nou vra hulle weer, jy weet, sê daar ietsie oor jou streek en ek sit daar en ek dink by myself, ek kan nie weer sê dit gaan rof met ons nie. Ek bedoel, dit is 'n realiteit dat ons vir die laaste 10 jaar presies dieselfde hoeveelheid geld kry per ton druiwe. Dis nie nuus nie. Dit lyk nie soos ons dit in die winkel moet koop nie, maar dit lyk so as jy dit by die kelder aflaai. So dis nie nuus nie. Die reën is 'n moeilike een, want daar is ouens wat diep graag reën wil hê en daar's ouens wat diep graag reën wil hê by hulle bure, maar net nie nou op hulle baan nie. So, wat sê jy nou? Hoe gaan dit met ons? Weet julle wat? Uiteindelik het ek net gevoel, ek wil getuig. Die Here is vir ons goed. Ons is nog hier. Nou, jy kan nou baie negatief reageer daarop, veral op daai ons is nog hier. Maar as jy 'n oomblik saam met my terugkyk in jou eie lewe, en ek in my eie lewe, dan kan ek nie anders nie as om te sê, die Here is vir ons oneindig goed. Ons is nog hier. Want ek bedoel, dis nou al 'n paar jaar wat 'n mens hoor van stygende kostes, stygende onkostes van mense wat nie meer weet hoe hulle dit gaan maak nie. En vanoggend is ons nog hier. Ek bedoel, as jy ons land se situasie vat, ek dink Suid-Afrika is besig om die een na die ander wêreldrekord te slaan in terme van diefstal, bedrog,
onbeholpenheid en noem dit op. Nee? En raai wat? Ons is nog hier. Ten spyte van die grootste regering. Ten spyte van alles wat die Koran vir ons sê, hoe dit met ons gaan. Ek onthou, en ek is mos nou nie sal nie 'n baie goeie ambassadeur wees vir sport en vir oefening nie. Ek onthou hoe ek op 'n stadium gesê het, toe iemand vir my by 'n geleentheid, toe ek nog motorfiets gery het, gesê het, weet jy wat, jy kan eintlik met 'n fiets ry. Sê ek, ja nee, kan seker met 'n fiets ry, maar al is petrol R20 'n liter, bly dit nog altyd lekker. Nou dis nou die dag, want nou die dag was petrol R20 'n liter. Ons is nog hier. En ons beweeg nog. Nou, hoekom sê ek al die goed vir jou? Want weet jy wat? Ek begin raak toenemend oortuig daarvan, dat dit omtrent net in die kerk is, wat jy iets positief hoor. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek is amper oortuig, as ek my ore spits, ook as ek tussen dominees en kerkraadslede in Wellington staan en ons 'n teetjie drink of 'n middagetietjie saam eet, ek hoor nêrens, feitelik nêrens, iets positiefs. Ons praat oor die koerant en die koerant is negatief. Ons praat oor ons omstandighede en ons omstandighede is negatief. Ons hoor gou wat sê die Here se woord oor die situasie waarbinne ons bevind. Ons gaan 'n paar versies lees daar in 1 Petrus 3. Petrus skryf hierdie briefie vir 'n klompie van die gemeentes en die gebruik was in daardie tyd dat hulle die briewe eintlik gesirkuleer het onder die gemeentes. Hier in hoofstuk 3 skryf hy dan nou die volgende: Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik. In julle harte moet daar net heilige eerbied vir Christus die Here wees. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee vir elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ons gaan net tot daar lees. Vriende, die deel wat net my aan die hart gegryp het, is hierdie tweede deel van vers 15. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Ek wil by daai blik stil staan, want ek wil hê jy moet die beeld met jou saamvat die week. Vriende, dit is so dat ons nie loop as gelowiges met 'n naambordjie of met 'n etiket of met 'n spesifieke trui wat sê Christen, nee? Of gelowige. So 'n hele klomp jaar terug, hier so 30 jaar terug, weet ek het Bybelkor destyds sulke Bybelstudie kursusse gehad. Jy het dit bestel en dan was dit 'n boekie wat jy deurgewerk het, en hier op die einde van die boekie was daar altyd so amper 'n sertifikaatjie, baie mooi, dan kon jy jou naam daar inskryf. Anton het die Bybelstudiekursus oor 1 Petrus voltooi, wat ook al. So jy het so 'n sertifikaatjie gehad, maar onder andere in die boek was daar altyd so 'n stiekertjie. Julle sal onthou, so 'n visie, né?
rooi vissies en blou vissies en wit vissies en jy kon dit op jou kar plak. Nou kom ek wees met julle baie eerlik, ek het dit nooit op my kar geplak. Maar nooit. Nie eers om die roeskolle van my ou studentekar te verdoesel. Hoekom nie? Want ek het net gevoel, as jy 'n visie, 'n Bybelse visie, anders as jy by I&J werk, maar as jy 'n Bybelse visie op jou kar plak, moet jy soos 'n Bybelse visie mens ry. Né? En daai was 'n bietjie moeilik. Want Bybelse visie mense hou onder andere by die snelheidsgrens. So, dis 'n moeilike een. Ons leef nie in 'n tyd waar ek en jy meer loop met bandjies wat sê, wat sal Jesus doen, so 'n klompie jare terug ook 'n modegier by die kinders was, veral by die tieners was. As ek en jy in 'n winkel staan, as ek en jy op 'n rugbystadion sit, as ek en jy by die ry van een of ander staatsdiens staan en sien hoe al hierdie toonbanke onbeman is, dan het ons nie 'n kenteken wat sê, ons is Christen. As ons by 'n braai staan saam met ons vriende, dan het ons nie 'n kenteken op wat sê, ons is 'n Christen. Jy kan dit seker doen, maar mense gaan dink jy's vreemd. So, hoe gaan mense weet dat ek en jy Christen is? As ons 'n blik sonder 'n etiket is, hoe gaan mense weet dat ek en jy Christen is? Al maniere hoe hulle dit gaan weet, is dit gaan van binne af moet kom. Né? Dit gaan by my en jou mond moet uitkom. Dit gaan moet uitkom in die manier hoe ons lewe, in die manier hoe ons met mense werk, in die manier hoe ons voertuig sonder sy Bybelkorfvisie bestuur. En dis wat Petrus sê. Vriende, Petrus sê eintlik twee goed en dit is, hy sê vir ons in die eerste plek, ons moet met hoop lewe. Die feit dat ek en jy kinders van die Here is, die feit dat ons hierdie Bybel het en hopelik lees, moet ons verander. Dit moet. Hierdie Bybel, die beloftes in hierdie Bybel, die Here is my herder, niks kan jou uit die hand van God ruk nie, ek kan 'n klomp tekste opnoem. Die feit dat ek en jy dit het, moet ons lewens verander. Dit moet ons help om anders te kyk na dit waarna ons kyk in die wêreld. So Petrus sê, ons moet in die eerste plek as gelowiges met hoop lewe. As die manne om die braaivleisvuur kla oor alles wat verkeerd is, moet ons die stem wees wat sê, maar kerels, die Here sorg vir ons. As jy die een is wat rondom die koppie tee, of ek weet ook nie wat vrouens drink nie, smaak dit my, dis lankal ook nie net tee nie, maar hulle sê maar dis tee. As jy die Christen is wat rondom die teekoppie gebombardeer word met al hierdie negativiteit van hoe swak is die land, hoe swak is die regering, hoe swak is die dorp, die skool, die kerk, alles. Moet jy die stem wees wat sê, julle, God sorg vir ons. Anders gaan ons maar net aan. Anders is daar niemand wat vir die wêreld daar buite 'n bietjie moed gee, 'n bietjie hoop gee, iets positiefs sê. Nee? Ja, dan raak ons die seentjie wat sê 'n swanger vrou is mooi, want pa het gesê dis nou mooi. Klink my en jou taal anders as die wêreld se taal. Veral miskien in ons huise. Ek is onlangs gekonfronteer met 'n stuk wetenskaplike statistiek, nie somme huisgenootstatistiek nie, wetenskaplike statistiek rondom die geestesgesondheid van tieners. En vriende,
Die navorsers het geen doekies omgedraai. Ons kan nou maar sê dat die kinders is ook negatief oor die koerant en oor die, hulle lees nie eers koerant nie. Hulle weet eers wat is 'n koerant. Waar kom kinders aan hulle inligting? Hulle hoor dit by my en by jou. Ek veralgemeen nou, daar is dalk van hulle wat probeer om so 'n bietjie op datum te bly, maar uiteindelik hoor hulle die negatiewe dinge by my en by jou. En jy hoef nie 'n lang storie daarvan te maak. Soos die president wat repliek lewer en niks sê nie, al wat jy hoef te sê is, hierdie land. Dan het jy die saadjie van hooploosheid, die negativiteit geplant. Wat sê Petrus? Petrus sê, wees gereed, altyd gereed, om te antwoord, om 'n verduideliking te gee van die hoop wat in julle lewe. Dit impliseer dat die hoop in jou lewe. Dit impliseer dat ek en jy vanoggend hier uitstap en ons sê, kom wat wil, in hierdie land, in hierdie gemeenskap, die Here is by my, niks kan my uit sy hand uitruk. Ons gaan dit maak. Al kry ons vir nog 10 jaar dieselfde prys vir ons wyn. Ons gaan dit maak. Al raak brandstof dan nou R30 'n liter. Ons gaan dit maak. Iewers moet die regering ophou steel. Want die geld moet opraak. Nee. Ons gaan dit maak, want God is vir ons. Maar die help ons sê dit net hier nie. Ons moet dit gaan sê by elkeen wat vanoggend nie hier is nie. En vriende, dis die wonderlike ding, en ek wil hê jy moet regtig so 'n bietjie dink. Dink gou aan jou vriendekring. Dink gou so vinnig aan jou vriendekring. En dan vra jy vir jouself, net so in jou gedagtes vir 'n oomblik, die vraag, is my vriende, of kom ons maak dit anders, hoeveel van my vriende is nie vanoggend in 'n kerk? Hoef jy hier te wees nie. Hoeveel van my vriendekring is nie vanoggend in 'n kerk? Party van julle gaan sê 1 of 2, ander gaan sê 50, 60, ek weet nie presies nie. Nou wil ek jou vra, waar gaan die mense wat vanoggend in geen kerk is, waar gaan hulle moed kry? Wat gaan hulle staande? Want dis wat die verslag oor die geestesgesondheid van tieners sê, hulle is moedeloos. Hulle wil handdoek ingooi, hulle sê pertinent, ons het eintlik niks meer om voor te lewe nie. Dis die wêreld waarin ek en jy leef. Hoe gaan die mense in jou binnekring moed kry, hoop kry? Nou wil ek dit weer na die binnekringetjie van ons gesinne toe trek. Wat is uiteindelik die taal wat ons met ons kinders praat? Nou ek weet daar's tye wat ons 'n bietjie moet aanpraat, né? Ek dink nie dis heeltemal verkeerd as jy daai rapport of daai verslag so kyk en jy sê, jy is nêrens heen op pad, né? Dis ook partymal 'n goeie wake-up. Skoon nie mooi Engels. Maar 'n kind kan nie groot word in 'n huis waar hy net die hele tyd hoor, alles is verkeerd nie. 'n Man en 'n vrou kan nie in 'n huwelik wees waar die som totaal van hulle gesprekke net is, hoe moeilik die omstandighede is, hoe uitsigloos alles is, hoe verkeerd alles is. Kan nie gesond wees. Dit kan nie gesond wees. Ek het op 'n stadium toe ek nou die prentjies uitsit gewonder, ek sit nou stroop op, moet ek nie sommer suurlemoensap ook opsit nie, dalk weet die kinders wat is suurlemoensap, maar dit voel vir my, ek en jy leef in 'n wêreld waar ons die hele tyd net gebombardeer word en suurlemoensap inneem. Ons kan nie meer glimlag, ons kan nie meer positief wees. Ek wil vir jou vanoggend iets positiefs gee.
En dis nie ek wat dit vir jou gee nie, dis die Here se woord wat dit vir jou gee. Hierdie woord sê dat die Here by jou is. Hierdie woord sê dat God jou so oneindig liefhet dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het. Hierdie woord sê dat niks jou uit God se hand kan ruk nie. Hierdie woord sê dat jou naam op God se handpalms geskryf is. So erg is hy oor jou. So lief is hy vir jou. Dis die belofte wat nie Anton nie, wat God vanoggend vir jou gee. Wil jy dit regtig vir jouself hou? Vriende, kom ons gaan lewe met die belofte wat God ons gee. Kom ons gaan lees vanoggend die rapport, alhoewel mense koop hom op Sondag en lees hom Maandag. Kom ons gaan lees die rapport vanoggend met die bril van hierdie woord van God. En kom ons maak dit ons taal. Moenie enigiemand nie 'n verduideliking gee oor die hoop wat in jou leef nie. Jy is nie 'n blank blik nie. Jy is nie 'n blank blik nie. Laat mense nie net weet jou naampie staan in die lidmaatregister in die kerkkantoor geskryf. Jou kar staan dan en wan hier by die kerk nie. Laat hulle dit hoor en dat hulle dit beleef. Kom wat wil. Jy sal nie moedeloos word nie, want God is by jou. Jy sal nie opgee op hierdie land en op ons omstandighede en in ons dorp nie, want God is by jou. Alles is nie so tot niet nie, want God is by ons. Amen. Hemelse Vader, ons kan maar net vir U dankie sê vir elke belofte wat U in U woord vir ons gee. Here, ons lewe in 'n tyd wat ons nie sonder U beloftes kan nie. Ons het net nou die name van mense op die bord gesien wat siek is, sommige van hulle al baie lank. Ons weet, hulle kan ook nie sonder U hoop lewe nie. Families het die afgelope naweek geliefdes begrawe. Ons weet, hulle kan nie sonder U hoop lewe nie. En tog, Here, as ons praat, tog as ons in die wêreld beweeg, tog as ons met kollegas of vriende saam kuier, dan maak ons asof die oplossing is 'n nuwe regering, 'n nuwe land, laer kospryse, verniet petrol, niks beerdkrag. Here, dankie dat ons aan U kan vashou. En dankie dat U midde in al hierdie dinge vir ons sê dat U ons God is. En nou is dit my gebed, Here, dat U vir ons sal gebruik as instrumente van U hoop. Here, help ons regtig om waar ons negativiteit hoor, om daarvan U te getuig. As daar 'n negatiewe gedagte in ons koppe inkom, Here, help ons om dit te verdryf met 'n belofte wat U vir ons gegee het. Ja, selfs met 'n lied. Here, ek weet dat U die wêreld wil verander deur ons as U kinders. Dankie dat U ons vanoggend kom verander deur vir ons hoop te gee. Gaan gebruik ons nou, Here, om ook vir ander
hoop te gee. Amen. Vriende, ons gaan afsluit. Pragtige lied, getuienis, jou God sal jou deurdra. Miskien terwyl musiekbediening vorentoe kom, nou die oggend, maak ek vir my 'n koppie koffie, beker koffie, en ek is met die foon besig, en toe ek in die studeerkamer kom, nou in die studeerkamer is ek nou al uit my lepel uit en uit alles, toe ek so 'n proef vat, toe besef ek, jy was so besig op jou foon, jy het vergeet om hierdie besigheid die mekaar te krap. Het 'n rukkie gevat om by die soet deel van die koffie uit te kom. Kom, ons gaan roer die wêreld met die goeie nuus dat God in beheer is. Anders gaan hulle bitter bly. Anders gaan hulle moedeloos bly. Anders gaan hulle permanent op die rand van die afgrond staan en wonder of dit die moeite werd is. Kom, ons gaan roer die wêreld met God se belofte in ons hart. Kom ons sluit af met hierdie lied. Voel je soms, je is alleen, daar is niemand wat jou zeker kent. Jou oor kyk om na die berg, daar's nergens op nie. Jy het geroep, jy het gebid, en jy wonder wie die antwoord ken. Maar as jy stil word in gebed, hoor jy sy woorde. Ek sien my kind, jou God sal jou deurdra, deur elke storm en gevaar. As jy oprecht tot hom kan bid, met jou geloof sal jy ontvang. Die Here is jou nooit alleen. Jou God sal jou deurdra, waardeur jy ook al mag gaan. As jy oprecht tot hom kan bid, met jou geloof sal jy ontvang. Jesus los jou nooit alleen. Daar is tranen in jou oë, want vir soveel keer het jy verloor. Jy's moedeloos, weer begin, daar's niks meer oor nie. Sal waar liefde jou ooit vind, sal die tyd jou wonder kan verbind. Sal iemand jou ooit kan verstaan, dan hoor jy sy woorde. Ek sien my kind, jou God sal jou deurdra, deur elke storm en gevaar. As jy oprecht tot hom kan bid, met jou geloof sal jy ontvang. Die Here los jou nooit alleen. Jou God sal jou deurdra, waardeur jy ook al mag gaan. As jy oprecht tot hom kan bid, met jou geloof sal jy ontvang. Jesus los jou nooit alleen. Jou God sal jou deurdra, deur elke storm en gevaar. As jy oprecht tot hom kan bid, met jou geloof sal jy ontvang. Die Here los jou nooit alleen. Jou God sal jou deurdra, deur elke storm en gevaar. As jy oprecht tot hom kan bid, met jou geloof sal jy ontvang. Die Here los jou nooit alleen.
Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly.